Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. So, hierdie Woensdag, 21 Januarie om 7:00 die aand, kom ons bymekaar. Dit gaan 'n regstreekse uitsending wees om jou Bybelvrae te hanteer. Vrae wat ontstaan het uit daardie maand se leesstukke in die 1 jaar Bybel. So, miskien was daar 'n teks wat jou laat wonder het, miskien 'n gedeelte wat jy nie heeltemal verstaan het nie, of dalk iets wat jou diep geraak het en jy wil net beter begryp wat die Here daar sê. Bring hierdie vraag, bring jou Bybel, bring jou hart. Ons gesels saam, ons leer saam en ons groei saam in die woord van die Here. So, Woensdag aand, 21 Januarie om 7:00 die aand, regstreeks op Raymond Lombard Ministries YouTube kanaal. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus. Nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Hartlik welkom, vriende. Dit is altyd heerlik om so om die woord van die Here te skaar. Kyk, ons is nog vroeg in die nuwe jaar. Maar wat 'n geleentheid, en so bly jy terug van vakansie af, en ek dink selfs die meeste van julle is weer terug by die huis, en ons is tans besig met 'n reeks oor Bybelkarakters, voordat ek van volgende week af weer aanstaltes maak om met jou te gesels, met die twee huidige reise, waarmee ons besig is deur Lukas, en ook deur Klaagliedere, en ons is amper aan die einde van daai twee boeke ook, en dan wonder baie mense, waar gaan ons heen vandag, maar dit is 'n groot verrassing. Maar kom ek praat met jou, oor hierdie Bybelkarakter, die eerste mens wat ooit op hierdie aarde geleef het. Genesis 2 vers 4 tot en met vers 17. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin in Eden geplant in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. Daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Avila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsam, gom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gion. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Dekel. Dit is hy wat oos van Aser loop. En die vierde rivier is die Vrat, wat ons vandag ken as die Efraat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: van al die bome van die tuin mag jy vry eet.
Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Vader, dit is u woord, opgeteken deur u dienaar Moses in die woestyn, soos u dit aan hom geopenbaar het. En lê dit vas in die Torah, in die wetboeke van God. Here Jesus, u heerlike woord is vir ons gegee, om ons te onderrig, om ons te lei in alle waarheid, en ons te vertel wie God is, en wat hy doen, die Vader van die heerlikheid, en sy Seun Jesus is, waar alles begin het, in Genesis, en ook waar alles eindig, in die boek Openbaring. Vader, seën hierdie lieflike woord, in ons harte vandag, in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê het, ek praat met jou oor Adam, die man wat God gemaak het, die eerste mens. Ek bedoel, ons behoort almal geïnteresseerd te wees in die verhaal van die geskiedenis van die eerste mens, wat ooit geleef het. Die, kan ons sê, die mens se grootvader, die hoof van die menslike familie, die eerste mens om op die aarde te loop. En ek het baie keer die vraag gehad met my Bybelskoolstudente al die jare, hoe weet ons dat Adam die eerste mens was? Was hy werklik die eerste mens? Wel, hier staan dit in die Nuwe Testament, in 1 Korintiërs 15, vers 45. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. So, in jou Nuwe Testament, in 1 Korintiërs 15, die 45ste vers, word ons ingelig in soveel woorde, die eerste mens, Adam. So, hy was die eerste mens. En jy kan jou skaars indink, ek en jy, wat dit moes gewees het, om die eerste en enigste persoon mens op die aarde te wees. Nie 'n vrou, nie 'n kind, geen ander mens om mee te praat nie. Dis een ding vir my en jou om eensaam te wees. Dis is iets anders. Moes anders gewees het vir Adam, om geen ander mens ooit te geken het nie. Daar was nie 'n ander mens nie. Daar was net een. En dis hy. Daar's natuurlik baie wat hy gemis het, wat my en jou maak wat ons is. Hy het nie 'n kinderlewe gehad nie. Hy het nie as 'n klein seentjie gespeel in 'n dammetjie water of met modder, klei. Hy het nie 'n kinderlewe gehad nie. Hy het nie ouers gehad. Daar was nie 'n ma vir pa nie. Hy het nie 'n vrou gehad op die stadium. Dit het eers later gekom. Hy het geen familie gehad nie. Hy het niks gehad om te vier met ander mense en oor te praat met ander mense. Adam moes leer wat dit is om 'n mens te wees heeltemal op sy eie. Ek lees in vers 19 en in vers 20. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens, na Adam toe gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Hy moes hulle name gee en net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die diere en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere, die vee
van die veld en die wilde diere, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Kan jy jou in so 'n situasie indink? Dank die goeie Vader dat die Here God het hom nie te lank so laat voortgaan nie. Toe voorsien die Here vir hom 'n pragtige, ideale lewensmaat, Eva. Die Bybel sê daar vir ons dat die Here in vers 21 het 'n diepe slaap oor die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek met vlees toegemaak. Toe bou die Here God wat hy van die mens geneem het, die rib tot 'n vrou en bring haar na die mens. En hier was hulle volkome gelukkig, onskuldig, totaal, oop en bloot, sonder 'n sweem van skaamte, soos God hulle geskaap het, die eerste man en die eerste vrou. Sekerlik, sy het ook nie familie gehad in die sin van 'n vader en 'n moeder en kinders en 'n familie nie, sy het net hierdie man wat hier voor haar staan, Adam, leer ken. En sekerlik was een van die eerste gesprekke wat ek dink Adam met hierdie verruklike nuwe lewensmaat gevoer het. Kom, ek wys jou die tuin. En ek wys jou die reëls en ek leer jou die reëls van die tuin. Die tuin van Eden. Want jy sien, voordat God Eva geskaap het, het hy vir Adam totale vryheid in die tuin gegee, met die verantwoordelikheid om sorg te dra vir die tuin, want die Bybel sê in vers 9, en hy het vir die mens daar in die tuin van Eden bome laat uitsprei, die boom van die lewe in die middel van die tuin, ook die boom van kennis en goed en kwaad, en hy het vir die mens gestel, vers 15 sê, om die tuin van Eden te bewerk en te bewaak. Dis sy taak, om te sien na die tuin van Eden. Wat 'n wonder. Maar daar was een boom, van al die bome in die tuin van Eden, verbode om van te eet. Die boom van kennis van goed en kwaad. En Adam het verseker vir Eva ingelig en sê, van daai boom mag jy glad nie neem of eet nie. Maar die tyd het verby gegaan, en die son het gesak oor die aarde, en hy het opgekom, en hy het gesak op die aarde, en hy het opgekom, en op 'n dag, toe is Eva alleen daar, in die middel van die tuin, en Adam was nie daar by haar nie. En die Bybel sê, in Genesis 3, maar die slang, ons weet die Bybel sê in Openbaring 12 en Openbaring 20, die ou duiwel wat genoem word Satan, die slang, hy kom tot by die vrou daar in die middel van die tuin, en hy sê vir haar, is dit so dat God gesê het, julle mag eet van al die bome van die tuin? En sy sê, o ja, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, God het gesê, julle mag nie eet nie, julle mag dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Kan van al die bome in die tuin eet, van alles, maar daai een boom, ons mag nie aan hom raak, aan sy vrugte, en ons mag ook nie van dit eet nie. En Satan sê vir die vrou, God weet as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, julle sal soos God wees. En nou staan daar in vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed is om van te eet. En vir die eerste keer staan sy intens en kyk na hierdie boom. En sy kyk na sy vrugte. En hy was 'n lus vir die oë. Hoe meer sy kyk, hoe meer begeer sy om van daai vrug te proe. Ja, sê vers 6. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy het van sy vrugte geneem en sy het geëet. En toe loop sy na Adam toe. En sy gee ook vir hom om te eet. Sy bied dit aan Adam haar man. En hy eet ook daarvan. Ons Bybel sê op daardie oomblik was die lot van die mens
totaal in die weegskaal. So jammer dat Eva het nie 'n oomblik gewag en die gevolge van haar besluit in aanmerking geneem. So jammer dat Adam het nie vir 'n oomblik gewag en die gevolge van sy besluit in aanmerking geneem. Want jy sien op daardie oomblik het daar 'n klein rebellie in hulle hart ontstaan om 'n direkte opdrag van God te verontagsaam. En iets moois, iets groots, iets vry wat hulle gehad het op daai oomblik in stukke gebreek. Want jy sien, God se volmaakte skepping is toe nou nie meer volmaak nie. Want op daardie oomblik is die mens van God verwyder deur sy begeerte om op sy eie te handel buite die wil van God. Skielik word die bome in die tuin vir Adam en Eva wegkruipplekke. Vrees gryp Adam se hart. Hy sien sy naaktheid. Hy haas om sy vrou Eva te bedek. En hulle maak hulle toe met blare. Jy sien die gevolge van Adam en Eva se daad het onberekende gevolge. Adam moet nou die tuin verlaat. Want toe God by hom kom en hy sê, wat het jy nou gedoen? En hy sê, Eva, wat het jy gemaak? En hy praat met die slang. En die Bybel sê, nadat God vir die mens en sy vrou rokke gemaak het van vel en hulle dit aantrek, vers 21. Toe stuur die Here, vers 23, die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. God sê vir Adam, uit die tuin uit, gaan bewerk die aarde, want jy is uit die aarde geneem, uit die grond. En die Here stel gerubs met die swaard wat vlam en flikker by die ooste kant van die tuin, dat Adam en Eva nie kan terugkeer na die tuin toe nie. Hy moes die tuin permanent verlaat. Sy werk as tuinier in die tuin van Eden is nou verruil vir harde arbeid, want die Here sê, in die sweet van jou aangesig buite die tuin gaan jy nou jou brood verdien. Jou voedsel gaan jy vind buitekant die tuin en jy gaan hard werk. Wat leer ek en jy van hierdie Bybelkarakter, hierdie eerste mens wat gebore is, Adam? Wat leer ons van hierdie Bybelkarakter waarvan ons in die Bybel lees as die eerste mens? Ten eerste, sekerlik, dat God het die mens vir die aarde gemaak en hy die mens vir die aarde gemaak. So staan dit in Genesis 2 vers 5. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. So, ons lees in vers 15 dat die Here stel hom in die tuin om dit te bewerk en te bewaak. God het die aarde vir die mens geskape en hy het die mens vir die aarde geskape. Dis die eerste ding wat ek en jy ontdek. Die tweede ding wat ons opval, God maak Adam na sy gelykende beeld. Want die Bybel sê in vers 26 van Genesis 1, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die diere van die veld. En ons lees dat na sy gelykende beeld het hy die mens geskape. Soos ons ook tereg sien in die boek Romeine, want in Romeine lees ons dat die mens wat God geskape het op 'n wonderlike wyse in hoofstuk 8, lees ons in vers 5 en 6 van Romeine 8. Want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. In sy vleeslike optrede het die dood gekom. Adam was eensaam, hy het 'n behoefte gehad aan kameraadskap, dis wat ons ontdek, want die Bybel sê, hy het vir die diere name gegee, maar vir homself het hy niemand gevind om mee te praat nie. En God voorsien vir hom 'n vrou. God ken my en jou behoeftes.
en hy het vir hom 'n lewensmaat voorsien. Maar Adam was verlei om te sondig, want Genesis 3 vers 6 sê, toe gaan hulle oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En die ripple effek van Adam se sonde loop oor die aarde tot vandag toe 6000 jaar later, want ons word almal gebore met 'n sondige natuur, soos wat ons hier sien in Romeine 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het. Dis hoekom ek en jy sterwe. Ons het dieselfde sondige natuur as Adam. Alhoewel ons nie gesondig het in die gelykheid van sy oortreding nie, het ons almal 'n sondige natuur en is ons almal van sonde en van nature sondaars. Soos die Bybel sê in Romeine 5 vers 12, en in Adam almal sterwe, of soos vers 18 sê, en soos deur een mens vir alle mense veroordeling gekom het, deur sy sondige daad. Deur een mens ongehoorsaamheid baie mense tot sondaars gestel is, deur wat hierdie man gedoen het. Dit ontdek ons, dat Adam se sonde sou die hele wêreld in sonde dompel. Maar Adam ontvang in Genesis 3 vers 15 'n belofte, waar God sê, ek sal uit die saad van die vrou, sal ek iemand stuur wat die kop van die slang sal verbrysel. En dit is die eerste belofte in die Bybel. Dit is die eerste profesie in die Bybel deur God uitgespreek. En dit is dat die Here sê, hy sê, en ek sal dat gee dat uit die saad van die vrou, hy sal kom, hy sal jou kop vermors en hy sal met die hakskeen byt. Nou weet ons dat uit daardie woorde, en ook uit Genesis 22 vers 18, waar die Here sê die saad van Abraham, en dit natuurlik uit die saad van Adam en Eva eventueel, sou die Christus kom. En hy sou die slang se kop verbrysel het. En die Bybel noem hom in 1 Korintiërs hoofstuk 15 die laaste Adam. Die tweede mens, maar die laaste Adam. En hier staan dit dat Jesus Christus wat verskyn het, dat hy is die laaste Adam. Ek en jy is gebore in die eerste Adam, maar volgens 1 Korintiërs 15 vers 45 lees ons, maar die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die eerste mens was uit die aarde aards. Adam wat gemaak is uit die stof van die aarde. Die eerste mens wat wie ons kyk is ons Bybelkarakter. Maar die tweede mens is die Here uit die hemel. So Jesus verskyn as die tweede mens uit die hemel uit, gebore uit 'n vrou, die laaste Adam. Nou sê die Bybel, ek en jy lewe, ja, ons is gebore deur die eerste Adam, maar ons is ook weergebore deur die laaste Adam. Ons behoort aan Jesus Christus. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is Christus, bo uit die heerlike hemel. En in hom lewe ek en jy. So, in Adam se geval, het hy iemand gevind om te blameer. Toe hy deur die Here gekonfronteer is, oor wat hy gedoen het, toe vermy sy eie verantwoordelikheid deur te sê, die vrou wat u my gegee het, sy het my gegee van die boom en ek het geëet. En hy kruip weg van God. Dis wat sonde doen, hè? Dis wat ons leer uit Adam se lewe. Jy kruip weg vir die Here. En hy maak verskonings in plaas van om die waarheid te erken. Die Here wil hê dat mense wat vry is om te kies, hulle wil te doen, om uit hulle eie vrye wil te kies, om hom lief te hê en om te dien as hulle Here en hulle God. En die Here wil nie hê dat ek en jy ander mense blameer vir ons situasie nie. Die Here wil ook nie hê ek en jy moet vir hom wegkruip. Dis hoekom baie mense wil nie kerk toe gaan, of hulle wil nie hulle Bybel lees, of hulle wil nie bid nie, want eintlik probeer hulle wegkruip vir God. Jy kan nie vir God wegkruip nie. Al gemaak jou huis tussen die sterre, die Here sê, ek sou daar vandaar gaan uithaal. Die Here het vir my en jou die laaste Adam gestuur. Die eerste mens uit die hemel uit. Ons kan sê, hy is die eerste mens uit die hemel, maar hy is die tweede mens, want die eerste mens was Adam, maar uit die aarde aards. En die Here stuur vir my en jou die laaste Adam, Jesus Christus, sodat ek en jy deur hom, in hom,
kan lewe. So wie wat ontdek ek? Van hierdie eerste Bybelkarakter van Adam. Deur hom het die dood in die wêreld ingekom. Maar ek lees dat die laaste Adam het die dood oorwin. Na hy gekruisig is, het hy op die 3de dag uit die dood uit opgestaan. Die eerste Adam se liggaam lê nog steeds in die graf. Die laaste Adam se graf is leeg. Hy het die dood gebring, maar Jesus bring die lewe. Die eerste Adam was naak. Naaktheid was sy toonbeeld. Maar die Bybel sê, beklee jou met die Here Jesus Christus. Ek en jy is nie naak voor God nie. Ons is met Christus beklee. Die eerste Adam het die vloek gebring. Want die Here het gesê, vervloek is die aarde. Dorings en distels sal dit vir jou voortbring. Maar Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus Jesus aan die kruis het vir ons 'n vloek geword, deur die vloek van die sonde op hom te neem. Dis wat die laaste Adam kom doen het. Die eerste Adam is moeite en verdriet, in die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Maar die laaste Adam, lees ek in Jesaja 53 vers 3, ons smarte het hy op hom geneem. In Openbaring 21 sê, daar sal nie meer trane, moeite, verdriet nie meer wees. Die eerste Adam bring dorings voort. Die aarde gaan vir jou dorings en distels gee. Daar was nie dorings op die aarde voor die sondeval nie, maar die Bybel sê, nou gaan die aarde vir jou dorings bring, Adam. Die laaste Adam het 'n kroon van dorings gedra, sodat ek en jy nooit die ewigheid in die hel sal beland nie. Hy is die koning van die doringkroon, die laaste Adam, Jesus Christus. Hy het 'n kroon van dorings gevleg op sy hoof gesit en hom met 'n riet geslaan en gesê, wees gegroet, o koning van die Jode. Die eerste Adam sou voortaan in die sweet van sy aangesig hard werk om sy brood te verdien. Die laaste Adam se sweet het in Getsemane bloeddruppels geword toe hy sy lewe vir my en jou gegee het. Die eerste Adam het gesien daar's 'n swaard wat vlam en flikker by die ooste kant van die tuin, waar die ingang van die tuin was. En hy kan daar nie in nie. Genesis 3. Die laaste Adam toe hy aan die kruis hang, lees ek in die boek Johannes hoofstuk 19, toe die hoofman met 'n swaard, met een van die soldate, sy sy deurpriem, en daar het bloed en water uitgekom. Waar staan jy? Want as jy net in die eerste Adam is, dan wag die dood vir jou, en daarna die tweede dood. Maar as jy jou in die laaste Adam bevind, Jesus Christus, weet ek en jy, die ewige lewe, die heerlikheid van God wag, want ek is beklee met die laaste Adam, die tweede mens uit die hemel. Nie net bestaan ek en leef ek op aarde, omdat ek kom uit die eerste mens, die eerste Adam, maar ek weet daar wag 'n ewige lewe in die laaste Adam. Is God nie goed, dat hy nadat die eerste Adam gefaal het, vir ons weer 'n Adam gestuur het, die laaste Adam, Jesus Christus, ons Here. Amen, kom ons bid saam. O Here, dankie vir die laaste Adam. Dankie vir Jesus Christus. Dankie Here dat U ons beklee het met U self. Dankie dat U die dood vir ons oorwin het. Dankie dat U die vloek verwyder het. Dankie dat U ons smarte gedra het, o Here, en dat U 'n doringkroon vir ons gedra het, en dat U sweet soos bloeddruppels geword het, toe U ons sondes op U geneem. Here, en U was deurboor met 'n swaard, en U deur al hierdie dinge gegaan om ons te red,
van 'n ewige hel, sodat ons vir ewig met U kan lewe en kan deel hê in die laaste Adam, die tweede mens, die Here uit die hemel. En dat ons behoort aan die Here van die hemel, die laaste Adam. Vader, dankie. Jesus, dankie. Dankie Jesus, dat U die laaste Adam geword het, die tweede mens uit die hemel, om ons te red van dit waarin ons gedompel was, deur wat alles gebeur het in die tuin van Eden, deur die eerste persoon wat ooit geleef het. Dankie Vader, dat U weer vir ons 'n mens gestuur het. Hierdie keer die Here uit die hemel, gebore uit 'n maagd Maria en sy lewe vir ons gegee, sodat ons kan lewe tot in alle ewigheid. Amen.